Welkom by vandag se verkenning. Ons duik vandag diep in hierdie bronne wat jy vir ons gestuur het oor Nirribamwijk in Tokyai. Lyk na 'n fascinerende klomp goed, historiese rekords, gidse, artikels. Hallo, ja, dis nogal 'n interessante mengsel. Ons missie vandag. Ons wil so 'n bietjie verby die gewone toeristepaaie kyk. Ons gaan delf na die stories en die verborgde plekkies wat Nirrima spesiaal maak. Presies. En ons gaan spesifiek fokus op daai interessante geskiedenis wat in die bronne uitkom en dan ook die plekke wat jy kan besoek wat daarmee verband hou. Reg, is jy gereed? Kom ons begin. Ek is reg. Ja, Nirrima is, soos jy sê, meer as net 'n woonbuurt. Jou bronne wys dit mooi. Dis 'n plek met lae van geskiedenis. Jy weet, van raaisels oor die naam, samurai-legendes tot sy landbouerfenis, selfs die geboorte van anime en dan die groot veranderinge wat ons nou sien. So, kom ons kyk wat die dokumente sê. Goed, kom ons begin heel voor. Die naam Nirrima. Die bronne wat jy het, noem 'n paar teorieë, maar dit klink nie of enige een heeltemal seker is nie, né? Nee, glad nie, definitief nie. Een teorie is die van 'n ou posstasie, met die naam Norinuma. O ja. Ja, en dit was moontlik naby waar die Nirrima Hakusan heiligdom vandag staan. Dan is daar die ander een, die Nirruma idee. Die perdeopleiding een, Baksoren. Presies, ja. Perde wat geoefen word. En dan ook die idee van moerasse Numa, langs die Shakuji-rivier, so Numa. Dis nogal uiteenlopend. Dit is. En die bronne plaas Nirrima histories binne daai ou Ritsuryo-stelsel en Musashi-provinsie, spesifiek Toshima-distrik. Daar selfs sprake van 'n moontlike vroeëre dorp Hiroua, wat dan verbind word met settlers van Silla, die Koreaanse koninkryk, en 'n titel Hiroua Konom Yatsuku. Fascinerend. Maar hier's nou die interessante kinkel wat een bron uitlig. Dit lyk of die moderne naam Nirrima eintlik eers gewild geraak het na die opening van Nirrima-stasie. Regtig? Watter jaar was dit nou weer? 1915, op die ou Musashino-spoorlyn wat nou die Seibu-Ikebukuro-lyn is. En die dorp Nirrima is toe eers in 1929 gestig. So die trein het die naam eintlik laat posvat, meer as die ou legendes. Dit lyk amper so, ja. 'n moderne stuk infrastruktuur wat die identiteit vorm. Nogal ironies. En hier is nou iets konkreet, iets wat jy kan gaan sien, wat aan daai ouer teorieë raak. Die Nirrima Hakusan heiligdom. Die een wat jy genoem het by die moontlike Norinuma-stasie. Ja, presies. Dis 'n wonderlike klein ontdekking vir iemand wat soek. En daar's 'n reuse keaki-boom daar, 'n nasionale natuurlike monument. O ja. Ja, en die legende, volgens een van jou notas, sê dit is in 1083 geplant deur Minamoto no Yoshie, die bekende kruier. Sjoe, 1083. Dis ongelooflik oud. Ja, nee? Dink net daai boom staan al amper 1000 jaar daar. En terwyl ons oor name en plekke praat, die Akatsuka-gebied, die naam kom glo van die rooi klei grond, die Akatsuchi. Rooi klei. Vir wat? Wel, die bron sê dit is gebruik vir dakteels en bakstene in die ou dae. En dit verbind weer met die Akatsuka Botaniese Tuin. Hoe so? Een bron sê die tuin hou verband met hierdie grond en ook met 'n bekende Edo-periode tuinier, Izu Senbon. So die naam vertel sommer 'n storie oor die geologie en die tuinbou. Reg, so van kleigrond en ou bome spring ons nou na 'n heel ander tyd, die Muromachi-tydperk, die samurai. Ja, die Toshima-stam. Hulle was die groot mag hier, volgens jou bronne. 'n invloedryke samurai-familie wat regeer het vanuit Shakuji-kasteel. Hulle stam glo af van die Taira-stam via die Chichibu-lyn. So, ou krygersadel. En die storie speel af teen die agtergrond van, wat was dit nou weer, die Kyoto-rebellie. Presies, 'n lang uitgerekte burgeroorlog in die Kanto-streek. En die Toshima-stam onder Toshima Yasutsune het kop gestamp met die legendariese Otadokan. Otadokan, die ou wat Edo-kasteel begin bou het. Daai einste een, 'n briljante strateeg. En die konflik het sy hoogtepunt bereik in 1477 met die slag van Egota-Numabukuro. Egota-Numabukuro. Dis 'n mondvol. Ja, dit het glo plaasgevind op die grens tussen die huidige Nirrima en Nakano. En dit was die voorspel tot die val van Shakuji-kasteel. Nogal 'n tragiese verhaal, nê?
die magtige stam wat verslaan word. Ja, Yasutsune het glo sy lewe verloor toe die kasteel val en die familie se mag was daarmee heen. Maar, en dis nou die lekker deel vir jou as ontdekker, hulle spore is nog daar. Regtig? Waar? Die ruïnes van Shakujoi kasteel, jy kan nog die grondwalle doorry en die droëgragte Karabori sien. Dit is nou deel van Shakujoi Park. O, in die park self. Dis fantasties. Ja, jy stap letterlik deur die geskiedenis. Die rustigheid van die park vandag, veral met die kersiebloeisels, is so 'n kontras met daai gewelddadige verlede. En is daar nog iets? Wel, een bron noem die Egota Slagveldmonument. Dis nie in Nerima self nie, maar in die nabegeleë Egota Park in Nakano-wijk. OK, dis goed om te weet. En dan natuurlik die Shakujoi Hikawa heiligdom. Dis die plaaslike beskermingsheiligdom en het diepe historiese bande met die Toshima-stam gehad. Dit word vandag nog baie vereer. Dis wonderlik hoe daai plekke nog bestaan. 'n Park, 'n monument, 'n heiligdom. Ja, dit wys hoe die geskiedenis in die landskap ingeweef is. Dis nie net in boeke nie. Hierdie plekke vorm saam 'n soort roete terug na daai tyd. Edo, né? Presies. 'n Baie belangrike landbougebied wat die groeiende stad gevoed het. En die groot ster was die Nerima Daikon. Die witwortel. Ek ken takwaansoeke, daai geel gepekelde ding. Wel, dis waarvoor die Nerima Daikon beroem was. Dit was glo perfek vir takwaansoeke. Een bron noem selfs 'n foto uit 1935, rye en rye daikon wat hang om droog te word. Kan my voorstel, dit moes 'n reuse bedryf gewees het. Beslis. En die Chikakawa-Josui-kanaal, wat in 1696 geopen is, het baie gehelp met besproeiing en die landbou 'n hupstoot gegee. Maar toe kom verstedeliking. Ja, na die Tweede Wêreldoorlog. Die bronne is duidelik daaroor. Tokio het net uitgebrei en uitgebrei. Landbougrond het verdwyn. En die Nerima Daikon. Produksie het drasties gedaal. Dit het amper uitgesterf, die spesifieke variëteit. Dis daai klassieke spanning, tradisie teenoor vooruitgang. Versteekte juwele inkom, né? Absoluut. By die Eisen-In-tempel, volgens jou notas, is daar die Nerima Daikon monument. 'n Monument vir 'n radhuis. Is wonderlik. Ja, dit wys hoe belangrik dit was. Opgerig in 1941, nog voor die groot agteruitgang. En daar's ook 'n monument vir Kashima Yasutaro, wat die variëteit help verbeter het. En die museum? O ja, die Shakuji Park Furusato Bunkakan, die Tuisdorp Museum. Hulle het glo 'n reuse houtpekelvat. Hoe groot? Die bron sê dit kon tussen 4000 en 5000 daikons hou. Like, dit gee jou 'n idee van die skaal. Presies. Hierdie plekke is nie net interessant nie. Dis die gemeenskap wat sê, hierdie was deel van ons onthou dit. Dis kulturelike veerkragtigheid. Nou, 20ste eeu, Nerima word sy eie wijk. Hoe het dit gebeur? Wel, ons het gehoor van Nerima Dorp wat 1929 gestig is. Maar toe, in 1932, word dit deel van die reuse Itabashi-wijk. En dit was nie gewild nie. Nee, die bronne sê dit was ongerieflik. Die hoofkantoor was ver. Al was daar takkantore, Gashuchojo, Shiso, Shuchojo, moes mense ver reis vir baie dinge. So wat het verander? Na die oorlog het nuwe wette oor plaaslike autonomie gekom. En toe het 'n sterk plaaslike beweging die Kisekai druk begin toepas. Gewone mense wat opstaan. Ja, voedselvlakaktivisme. Jou bronne noem name soos Katoa Ryotaro en Ueno Tokujiro as leiers. Hulle wou afstig. En het hulle reg gekry? Hulle het. Op 1 Augustus 1947 word Nerima amptelik die 23ste en die jongste spesiale wijk van Tokio. Dis 'n wonderlike stukkie plaaslike geskiedenis. En kyk hoe dit gegroei sedertdien. Meer as 750,000 mense teen 2025, sê die bronne. Tweede grootste na Setagaya. Indrukwekkend, nee? Maar daar's nog 'n groot 20ste eeuse storie in Nerima wat wêreldwyd bekend is. Wag, laat ek raai. Anime. Jy's reg. Nerima as die geboorteplek van Japanse anime. Die groot oomblik was toe Toei Animation, toe nog Toei Doga, in 1956 hier in Oizumi Gakuen gestig is. En hulle eerste groot fliek, Hakujodian. Presies. The White Snake Enchantress, 1958. Jou bronne beklemtoon dit. Japan se eerste volle lengte kleur animarolprent. Dit het alles begin. Sjoe,
'n stukkie wêreldgeskiedenis, sommer hier in Nerima. Ja, en TUI se sukses was soos 'n magneet. Dit het reëse soos Tezuka Osamu, Astro Boy, ja, en Fujiko F. Fujio. Doraemon. Presies. Hulle en baie ander is na die area gelok. Ateljee's, kunstenaars, skrywers. Dit het hierdie hele kreatiewe ekosisteem geskep. En dit het Nerima se identiteit onlosmaaklik aan anime verbind. So, vir die anime-liefhebber wat vandag Nerima besoek. Wel, daar's die Toy Animation Museum by die Oizumi Atelier. Een bron sê dis in 2018 heropen, so dis redelik modern. Goed, en nog iets. Ja, by Oizumi Gakuen-stasie, die Oizumi Anime Gate. Dis buite met lewensgrootte bronsbeelde. Van wie? Astro Boy, Maitel en Tetsuro van Galaxy Express 999, Loom van Urusei Yatsura, ikoniese karakters met bande met Nerima, plus inligtingspanele oor die geskiedenis. Dis 'n moetsien vir 'n aanhanger. Fantasties. Van Daikon-lande na 'n anime-hoofstad. Wat 'n transformasie. Dit wys hoe dinamies plekke kan wees, nê? Nee? En dit bring ons by die heel laaste storie in jou bronne. Iets baie onlangs. Toshimaen. Ag ja, Toshimaen, die pretpark. Vir amper 'n eeu, van 1927 tot 2020. Ek kan my indink dit was 'n groot ding toe dit toemaak. So baie herinneringe vir mense. Ja, die einde van 'n era vir baie Tokyo's. Maar wat fascinerend is wat daarna gebeur het. Die Harry Potter ding. Presies. Die Warner Bros. Studio Tour Tokyo, The Making of Harry Potter. Geopen in 2023 op 'n groot deel van die ou terrein. Dis nogal 'n skuif van 'n plaaslike gunsteling na 'n globale reuse handelsmerk. Dis 'n perfekte voorbeeld van stedelike herontwikkeling, hoe globale kultuur inpas en hoe geheue en nuwe ontwikkelings soms wel, soms bots, soms saam bestaan. Is daar nog enige iets oor van die ou Toshimaen? Ja, een ding wat jou bronne noem. Die Toshimae Niwa no Yu. Dis 'n spa met 'n pragtige Japanse tuin wat deel was van die ou kompleks. En dis glo nog oop. So, jy kan nog 'n bietjie van daai ou atmosfeer kry. Jy kan die rustigheid van die Niwa no Yu ervaar en dan sommer lanksaam die nuwe studio toer besoek. Dis is 'n reisdeurtyd op dieselfde plek. Sjoe, dis 'n goeie manier om dit te sien. Ja, stede is laag op laag. Die verlede verdwyn nooit heeltemal nie. So, as ons nou alles saamvat, wat sê hierdie bronne ons oor Narichima? Wel, dit wys dis 'n plek met 'n ongelooflike ryk en diverse geskiedenis. Van antieke raaisels en samurai-drama tot die geur van daikon, die klank van anime-ateljee's en die warrelwind van moderne verandering. En die wonderlike ding is hoe tasbaar dit alles nog is. Presies. Dis nie net stories nie. Dis in Shakuji Park, by die heiligdomme, die monumente, selfs die nuwe plekke soos die Anime Gate en die Studio Tour. Hierdie plekke wat jou bronne uitlig, nooi jou regtig uit om dieper te kyk. Ek hoop hierdie gesprek het jou, die luisteraar, se nuuskierigheid geprikkel. Miskien is daar een storie wat uitstaan, die samurai, die daikon, die anime. Jy het nou 'n paar plekke om te begin as jy self wil gaan verken. Dikkie wat 'n mens nogal wonder, né? Hoe balanseer 'n plek soos Nerima die bewaring van sy eie unieke plaaslike stories en herinneringe soos die daikon of die nostalgie vir Toshimaen met die omhelsing van hierdie reuse globale kulturele dinge soos anime en Harry Potter wat nou ook deel van sy identiteit is. Dis 'n goeie vraag. Ja, dis daai spanning tussen die plaaslike en die globale, tussen onthou en vernuwe. Dis iets wat jy op baie plekke sien. Iets om oor te dink, terwyl jy dalk self deur Nerima se strate stap en hierdie versteekte juwele ontdek.